Het jy nou in 'n week glad nie beweeg nie? Sal julle my wil vra. Want ek sit op dieselfde plek, by dieselfde gat, by dieselfde omgevalde boom, by dieselfde bakstene en pleister en gemors wat hier rond lê. Miskien moet ek jou daai vraag vra. Het jy beweeg? Het jy toe vergewe? Het jy toe vrygespreek? Het jy toe vrygekom? Of as jy maar daai pruim wat nog daar sit en wonder, gaan jy of gaan jy nie? En dit bring ons vanmôre by 'n wonderlike praat met God oor God. Die volgende gedeelte, kan ek dit vir julle lees? Matteus 6, hoor bietjie wat staan hier, net na die vergewe ding. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dis Jesus wat dit hier sê. Oor die bose bestaan nie. Daar's natuurlik ook kerke wat besluit, bestaan Satan of bestaan hy nie. Jesus het natuurlik hier nonsens gepraat. Die bose bestaan nie eintlik nie. So daar is nie iets soos die bose nie. Ek het vir jou nuus, my boetie en my sussie, my liewe kind. Hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy's op soek na jou. En hy gaan wag tot jy op jou swakste is en wanneer jou luste soos wilde pere rondom jou hardloop en wanneer jy voel ek is nou lus vir iets stouts soos Adam en Eva met die vrug daar in die tuin van Eden en dan gaan hy vir jou kom verlei. En dan gaan jy weer by die gat moet kom sit soos ek nou hier sit en sê Here, daar's nou alweer 'n gat. Ek is toegelaat om verlei te word. Here, die versoeking het my gegryp, Here. Ek het toe gaan doen wat ek gesê het ek nooit gaan doen nie. Ek en jy. Nie maak asof jy dit nie doen nie. Jy doen dit. Jy word versoek en jy word vlei. Dis hoekom die Here wil hê ons moet hierdie ding bid. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Elke oggend as ek wakker word, is verleiding langs my. En hy ken my. Hy ken my swakpunte. Hy weet waar ek voete van klei het. Hy weet wat my dood is. Moenie dink Satan is onnoosel nie. Hy weet. En hy wil soveel as moontlik van ons saam met hom eendag in die duisternis hê. Hy wil nie alleen daar wees nie. So hy gaan jou soek en hy gaan al sy trawante gaan hy opsaal en hulle gaan vergaderings hou en hulle gaan beplanning hou en hulle gaan sê, hoorie, kom ons hou hierdie man in sy verlede, kom ons laat hierdie man in die toekoms leef en dan leef hy in 'n plek wat nie eintlik reg is nie en hierdie ou jong, sy drange en sy drifte. Hey, papi, hierdie perd. Ons moet net 'n paar vroue of 'n paar manne by hom laat verbyloop. Daai ou geld, jong, sy ding is geld. Daai ou pornografie, daai ou. Oh. Elkeen van ons het 'n ding. 'n Ding waaraan ons swak is. En daarom sê die Here, jy moet elke dag met God praat hieroor en sê, Here, hierdie ding is ek sleg in, Here, ek is swak in hierdie ding, Here, ek sukkel met hierdie ding, Here, hierdie ding gryp my begeertes, my sonde, my kyk oor kan die muur, my wonder, maar wanneer gaan ek hê wat daai ou het? Ons is so saamgestel, ou Paulus skryf daarvan in Romeine 7, gaan lees dit bietjie, Romeine 7, dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Selfs hy daarmee gesukkel.
Daarom kan hy ook sê, man, as jy sê jy sonder sonde, dan lieg jy. Versoeking, verleiding, daai sagte fluistering, wat gate veroorsaak, mure afbreek, bome laat omval, jou gesin laat lyk asof dit die Tweede Wêreldoorlog daar plaasgevind. Die Midde-Ooste, Putin, Israel, gevegte, moor, steel, roof, ons eie land. Ag, as 'n ou na die nuus kyk, dan sien jy net hoe verleiding en versoeking elke dag mense vasgryp. En as jy hulle dan vra, hoorie, ek sien jy het hierdie gedoen, ontken hulle altyd. Is dit nie die interessantste ding van alle dinge nie? Ons ontken altyd. Ja, ek is nie skuldig nie. Ek het nog nooit 'n ou gehoor wat skuldig is nie. Ek het nog nooit 'n ou gehoor wat sê, ja, Here nie. Ja, maar, dan sê jy ook eintlik nie skuldig nie. Dis 'n rede. Jesus kom gee hierdie deel, want hy weet, dis deel van ons daaglikse lewe. En daarom moet jy dit elke dag bid. Jy moet met God stoei oor. Jy ken jouself. Jy weet waar jou drange en drifte lê. Jy weet waar jou versoekings is. Jy weet wat van dit in jou lewe wat beheer oor jou het. Jy het nie meer beheer nie. Is van ons wat geen beheer meer oor ons lewe het nie. Ander goed beheer ons lewe. Ek weet nie wat jou ding is nie. Maar miskien is dit tyd dat jy gaan sê, Here, verlos my van hierdie versoeking. Want die bose weet dit. Paulus skryf in Efesiërs 6, trek jou wapenrusting aan. Kan ek dit vir julle lees? Ek wil daarmee afsluit. Hy skryf dit. Trek daarom die wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die waarheid, die vryspraak deur God as borgharnas, die bereidheid om die evangelie te verkondig as skoene. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, en daarmee sal julle die brandpyl van die bose kan afweer. Sit verlossing op as helm, en vat die swaard van die Gees, is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Bly waaksaam en bid gedurig vir jou en vir alle gelowiges, jou kinders, jou vrou almal. Maak hierdie jaar 'n jaar van jy gaan my nie onderkry nie. Ek gaan jou veg. Kom nie van self nie. Dit vra geveg. En as jy lus is om te fight hierdie fight. Amen.